Een van die grootste redes hoekom stilte so ongemaklik is vir meeste van ons, is omdat in stilte ons voor God se spieël gaan staan. En baie keer hou ons dan nie van die dinge wat ons in God se spieël sien nie. Maar ek wil jou uitnooi om vanoggend saam met my voor God se spieël te kom stil staan, te kom stil word, sodat ons in eerlikheid ook kan besig raak, onder leiding van die Gees, met dit wat saak maak. Baie welkom vanoggend weer by jou Sondag stil word. En ons tema vanoggend is, wat maak regtig saak? 1 Johannes 4 vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Iemand het eendag vir my die storie vertel van een van die grootste mielieboere in die land. Hulle het by die hoofpad gestaan, waar daar 21 John Deere trekkers splinternuut uit die boks uit, so aangery gekom het op die teerpad. En oom boer het vir sy medeboer hier langs hom gesê, jy weet, God moet net oppas, een van die dae koop ek hom ook uit. Die hartseer is, nie eers 'n jaar het verby gegaan nie, en toe is daardie boer oorlede. En nou moet jy mooi hoor wat ek gaan sê. God het ons, dit wil sê vir my en vir jou, nie nodig om sy gevegte te veg nie. Net soos wat God vir jou en vir my nie nodig het vir sy gevegte nie, is sy gevegte altyd heeltemal anders as wat ons dit vir hom sou gedoen het. Kom ek verfris net gou jou geheue. Moses en die volk by die Rooi See, wat het hulle gedoen? Hulle het nie hulle eie planne gemaak nie. Moses het geluister en God het gewys wat sy plan was, alhoewel dit heeltemal onlogies was. 'n Dawid en Goliat, 'n Daniël in die leeukel, 'n Noag. En so kan ek aangaan en aangaan. God se manier van doen is heeltemal anders en hy het ons nie nodig nie. Ek en jy is op hierdie aarde, op hierdie plek, om te wees en te word waarvoor hy ons gemaak het, om instrument te wees van sy liefde, om al hoe meer onder leiding van sy Gees, sy vrug van liefde, vreugde, vrede en alles wat dit is, uit te leef na almal rondom ons. Om onder leiding van sy Gees en dan die krag van sy Gees, sy waarheid ontdek vir ons lewens. Te doen wat hy vir ons gee om te doen. Verlede week het ons mos stil gestaan by die hele liggaam, wat ons aan mekaar gesê het. As die ledemate nie in gehoorsaamheid en afhanklikheid van die hoof leef nie, dan lyk ons spasties, dan doen elke ou sy eie ding, en die wêreld lag vir ons. En ek is bevrees, hierdie afgelope tyd, het ons die resultaat gesien, van hoe mense, kinders van God sien. En ek vra jou mooi vanoggend, moet asseblief nie vir my kwaad word nie, maar dit is hoogtyd, dat ons in eerlikheid, 'n klomp dinge vir mekaar sê. En die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is, weet jy, ons moet voor God klein word en bely, dat ons van God 'n bespotting gemaak het. Ons noem onsself Christene. Ons roep bid daar uit. Ons bid ons kniekies deur. Ons sit ons broeke blink op die kerkbanke. Maar wat verander aan die binnekant? Dis soos iemand gesê het, as ek en jy wil hê, hierdie land van ons moet verander, dan moet ek en jy 'n sirkel op die grond trek en binne klim en sê, Here, begin by my, want ek leef nog nie soos wat ek moet leef nie. Baie mense sê dit.
En ek het dit al ervaar, jy het dit dalk ook al ervaar. Die kerk is op hierdie stadium die plek waar jy liefde, aanvaarding, ondersteuning moet kry. Maar dit het 'n plek geword waar ons agter die hand vertel van mekaar met so lekkerte van, hulle is daarom slegter as ek. Ons beskinder mekaar. Ons verrenoveer mekaar. Hoekom? Omdat ons binnekant stikkend is. Omdat Jesus se karakter nie vir ons belangrik is nie. Ons doen besigheid soos wat die wêreld dit doen, net om besigheid te kan doen. Ons praat saam met die wêreld oor al hierdie dinge wat gebeur rondom ons. En ons roep die doemprofete en almal in ons, spits die oor om net die nuutste stukkie kindernuus te kan opslurp. En dan kyk die wêreld na ons. Dan sê hulle, is dit soos wat liefde lyk? Mense wat in die kerk sit, maar by die werk is hulle iemand heeltemal anders, by die huis is hulle heeltemal iemand anders. Met hoeveel mense het ek in konsultasie gesit wat hulle sê, weet jy, ek glo nie in God nie, want my ma en pa was voorste kerkgangers, maar by die huis was dit 'n nagmerrie. Die geraamtes in die kas, daai goed waarvan ons wil vergeet, wat ons gedoen het en nog steeds doen, daar waar niemand ons kan sien nie. Ek het jou mos al gesê, as iemand vandag vir my sê hy's 'n Christen, dan sê ek vir hom, ek hou jou dop. En die ander vraag wat ek dan onmiddellik vra, sê net gou vir my, waarmee is jy in die Heilige Gees besig met dit wat in jou lewe moet verander? Hierdie afgelope week het ek dit so seer beleef. Al hierdie WhatsApp en boodskappe wat uitgestuur is. Dis soos Max de Pre in sy brief gesê het. Sedert 1910 is dit die plek waar ons in Suid-Afrika op die moeilikste plek is waar ons nog ooit was. En dit alles word aangevuur deur 'n klomp dinge wat gesê en gehoor word. En dan ook noodwendig die reaksies op dit. Almal van ons het die boodskap gekry van wat sommige mense met die rooi hoedens gesê het. Maar weet jy, dis nie jou en my probleem nie. Onthou jy oom Ryk Boer? God sal hom uitsorteer. Maar wat ek en jy moet verstaan, is daar was 'n tyd wat ek en jy ook so ver van God af was. Maar wat hy in sy goddelike liefde en genade nie met ons een kant toe gestoot en ons verdoem het en gesê, julle sal suk dit en dat en al hier goed oor ons gespreek nie. Nee, hy het van my as die een kant een skaap kom haal. Dalk wil hy ook daar die ander mense, as hy een kant een stikkende, diep verwonde skape, wil hy hulle ook net in sy liefde gaan haal. En ek besef en ek weet, daar is meer op die spel as mense, want mense is maar weer eens net instrumente. Die gees van die Mamba en al die geeste en al hierdie dinge, weet jy, dit is waar. Maar al hierdie goed werk terug na een punt toe. En die 2 psalms wat aangehaal is, pragtig, Psalm 25 en 32. Maar die hart van daai 2 psalms is 'n Dawid wat voor die Here kniel en sê, Here, hier is ek, begin by my, gee my u karakter. Leer my om ongeag van my omstandighede op te staan vir u reg, vir u waarheid, vir u liefde. Hier is ek, Here, net die instrument. Gebruik my. Dit is vir my so interessant as ons net weer kyk na God se manier van dinge hanteer. As God sê, staan, wag. Staan en kyk. 'n Moses slaan en hy staan en kyk wat God doen. 'n Daniël in die leeukuil, hy trek nie 'n Bruce Lee en begin daarso op homself probeer verdedig nie. Hy staan en hy sien hoe God die bekke van die leeu sluit. 'n Dawid, hy staan want hy weet wie staan agter hom. En 'n reus word verslaan. God het jou en my nie nodig vir sy gevegte nie.
En hy wil ons verras met wonderwerkmaniere en uitkomste as ons bereid is om onsself voor God te verootmoedig. In plaas daarvan ons roep die hele land op, ons almal bid. En dis wonderlik, ek onderskat glad nie die krag van gebed nie. Maar ek wil vir jou sê, gebed wat nie in die hart gebore is, in 'n hart vol berou en ootmoed wat sê, Here, ek is nog nie op die plek waar ek moet wees nie. Begin by my, begin met my verandering. Begin met my manier van praat. Begin met my manier van dink. Begin met dit waaraan ek my ore blootstel. Begin om standpunt in te neem vir die liefde. Jy sien, want wanneer ons bang word, dan is dit of veg of vlug. Nou daar's vegters en daar's vlugters. Maar God sê, staan stil. Moenie veg nie, moenie vlug nie. Staan stil en sien wat ek sal doen. Maar dit begin by hier voor God neer te buig en te sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Ek hoop jy hoor my raak en jy verstaan my mooi. Wat as ons sê, ons is koningskinders onder gesag van Jesus as hoof, dan sy lewe, sy bloed in ons, dan staan ons onder gesag van sy gees, die senuweestelsel, en dan is hierdie hele liggaam deurdrenk van een ding, en dit is liefde. Nie haat nie. Wat het Jesus ons geleer aan die kruis? Hierdie manne wat hom nou net geslaan, gemartel, gegeesel het, wat hom aan 'n kruis vasspyker, wat doen hy? Vloek hy hulle? Vervloek is julle? Nee. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis vir my die mooiste van Jesus, hy het nie net gepraat nie. Toe in Matteus 5 gesê, julle moet julle vyande lief hê, hier op sy laaste aan die kruis sê, so het jy jou vyande lief. Vader, vergeef hulle. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie een van ons, nie ek of jy, of enigiemand daar buite, verdien dit om kind van God te kan wees nie. Want ons almal is nog ver van volmaak af. Dis net genade. En die oomblik as ek dit besef, dat was dit nie vir God se genade nie, het ek ook dalk 'n rooi hoedjie gedra nie. Was dit nie vir God se genade nie, was ek ook die een wat met mag en geweld wou regeer. Maar omdat 'n liefdevolle God deur sy gees 'n greep op my hart gekry het, kan ek vandag sê, was dit nie vir U genade nie. Dankie vir U genade. En dankie, Here, dat wanneer ek dan voel vanuit my mens wees, my ou programmering, ek wil veg, ek wil beklei, ek sal. Dankie, Here, dat U my ek kom kruisig het. Dat U wil hê, ek moet U gedagtes begin dink. Dat U wil hê, ek moet in liefde, seer kry liefde, begin bid vir hulle wat U nog nie ken nie. En om in seer kry liefde elke dag te begin werk aan dit wat U vir my oopbreek in my hart. Om 'n wag voor my mond te sit. Om te dink hoe vlak lê sekere dinge nog in my hart. Net soos 'n Petrus, Here, ek kom ook van 'n plek af met 'n klomp vooroordeele en menslike maniere van dink oor dinge. Here, sekere dinge is my moeilik, hierdie kleurding en alles, en optredes van mense. Here, gee my die genade om verby die klein minderheid te kyk, wat moeilikheid maak, en om die groot meerderheid raak te sien, wat saam met my wil verander. My kinders het kleintyd altyd gesê, you must catch a wake up.
En weet jy, ek wil vandag vir elkeen van ons wat onsself kinders van God, nie Christen en kinders van God noem, sê we must catch a wake up. As ons nie gaan begin om mekaar se hande te vat in liefde, ongeag van ons verskeidenheid, ons andersheid, ongeag van dit wat ek nog raak sien in die ander een, wat my bietjie krap, want hy sien net soveel in my raak wat hom krap, so ons aanvaar mekaar in liefde en sê, weet jy stap jou pad saam met God en ek stap my pad saam met God, en hoe meer ons God se wil begin soek en doen, hoe nader bring hy ons in liefde aan mekaar. En hoe meer ons dit oor alle grense gaan doen, hoe meer gaan God ons verras met wat hy wil en gaan doen in Suid-Afrika, en wat hy ook deur jou en my wil doen. God soek meer as vroom gebede. Hy soek nie net dat ons almal bid nie, hy vra, wie kan ek stuur? Wie kan ek gebruik om 'n verskil met hande en voete in Suid-Afrika te maak? Ek sluit af vanoggend. God het ons nie nodig nie. Hy het ons gemaak met een doel, om te leer wat dit beteken om liefde te leef, al is dit so ontsettend moeilik. En die oomblik as ons dan onsself voor God verootmoedig en sê, Here, begin by my, dan sê God vir ons, staan stil en kyk, wat gaan ek doen? En dan as ek gedoen het, wat ek wil hê julle moet gaan doen. Julle is die sout vir die aarde, die lig vir die wêreld. My liefdes lanterns. Amen. O Hemelvader, ons moet bely vanoggend dat ons so reageer vanuit dit wat ons gemaak glo is. En Here, die oomblik as dit wat ons glo bedreig word, dan wys ons naals. En dan wil ons beklei. Maar ons vergeet, Here, oorlog, beklei is nie aan u woordeskat. U sê draai die ander wang. U sê gaan hê jou vyand lief, want dit is maklik om net jou broers lief te hê. U sê vir ons, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, ek sukkel, maar ek wil in swakheid myself kom aanbied as instrument, waardeur u ook u karakter kan sigbaar maak, en waardeur u ook kan bou aan u koninkryk hier in Suid-Afrika. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Ons het ook 'n Facebook bladsy, so tik net Lewelig in en dan kan jy gerus ook ons Facebook bladsy besoek en al die dagstukkies en video's daar ook sien. Sakke vol seën vir jou en hê 'n wonderlike week. Leef tevrede.